saam, maar het is wonderlik om hierdie boek in jou hand te hê. En om 'n notaboek ook saam te bring is ook goed. So, want 'n mens vergeet gou van die openbaringe wat die Here vir ons wil bring. Ons het gepraat en gesien dat ons is in 'n geestelike oorlog gewikkel. En ons het gesien hoe die disippels in Handeling ook in 'n geestelike oorlog gewikkel is. En dit het hulle lewens gekos om die waarheid te verkondig. En ons in 'n westerse wêreld waarin ons self bevind, dink ons baie keer maar dit wat in die Bybel gebeur het is nie so reël vir ons. Veral in ons westerse konteks hierson nie. Maar ons het in die afgelope weke gesien hoe 'n werklikheid die geestelike stryd is met Charlie Kirk wat vermoor is. En moenie 'n fout maak, hy is nie vermoor vir sy politieke affiliasie wat hy gehad het. Hy is vermoor omdat hy gestaan het vir die waarheid en die evangelie verkondig het. Dis hoekom hy doodgemaak is. Geen ander rede nie. Gaan kyk ook na die motiewe van die moordenaar. Hy is vermoor as gevolg van dat hy die evangelie verkondig het en gestaan het vir wat die waarheid is. En ons sien dit hierso in die Bybel ook, hoe hulle vermoor is omdat hulle die waarheid van Christus verkondig het. Dit teen die agenda van die tyd gegaan het. En Petrus is onderstebo gekruisig. Paulus se kop is afgekap. Stefanus is met klippe doodgegooi. Jakobus is met die swaard doodgemaak. Jy kan 'n gelys gaan maak van hierdie ouens wat hulle lewens verloor het vir die evangelie. Geestelike stryd. En ons is vandag in hierdie geestelike stryd. En ons hoor min van hoe baie Christene vermoor word, want dit kom nie in ons nuus nie, julle. Daar word honderde mense in Nigerië vermoor vandag. Hulle word in 'n kerke toegesluit en dan word die kerk aan die brand gesteek deur islamitiese ekstremiste. Dit gebeur vandag in Nigerië en in baie ander lande in Afrika. Midde-Ooste hoef jy nie eens te veel oor te sê nie. Dit gebeur ook op 'n daaglikse basis waar mense vermoor word vir hulle geloof. Maar ons beleef dit nie aan ons lyf hierson nie. Maar moenie 'n fout maak nie. Die stryd is geweldig. En dit kom hier na ons toe ook in Suid-Afrika. Vir dit waarvoor ons glo en waarvoor ons staan. En ons moet vas staan, ons moet weet wat ons glo en waarvoor ons staan. Want wanneer dit aan jou deur gaan klop, wanneer dit in jou gemeenskap inkom, dan moet jy seker wees van wie is ek en wat glo ek. En dit gaan aansluit by vanoggend se boodskap. So kom ons lees in Handelinge 19. Nou lees vanaf vers 1 tot vers 20. Paulus is in Efese. Terwyl Apollos in Korinthe was, het Paulus deur die binneland gereis en in Efese gekom. Daar het hy 'n groepie gelowiges gekry, vir wie hy gevra het julle die Heilige Gees ontvang toe julle geglo het? Baie belangrike vraag. Het julle die Heilige Gees ontvang toe julle geglo het? Ons het nog nie eens gehoor of die Heilige Gees al gekom het nie, het hulle geantwoord. Wat 'n soort doop het julle dan ontvang? Vra Paulus vir hulle. Die doop van Johannes, antwoord hulle. Onthou, Johannes het mense gedoop om tot bekering terug te draai na God toe, né? Voor Christus nog gekom het. So die konsep van die doop was al reeds 'n konsep wat hulle verstaan het uit die Joodse kultuur, né? Afwassing van die vuilheid van die liggaam, né? Was jou hande voor jy eet, was jou liggaam as jy blootgestel is aan 'n dooie ding. Dit was 'n konsep wat al reeds vasgelê was in die Joodse godsdiens en kultuur gewees, dat hulle gewas het in doopbaddens. Maar die doop was ook 'n konsep wat hulle verstaan het rondom die suiwering en skoonmaak om voor God te kom. So as jy bevuil was deur iets wat jou onrein gemaak het, moes jy jou gewas het, maar ook as jy as priester in die tempel moes diens doen, moes jy ook jou gereinig het om voor God te kom. So dit was al reeds 'n konsep wat vas was van maak jouself reg en kom skoon voor jy na God toe kom. Interessant, selfs in die Sinaï woestyn het hulle
mikwas, doopbaddens, opgegrawe. In die woestyn, waar hulle reinigings gedoen het. So dit was iets wat al gekom het, saam met Moses se tyd. Okay. So, vers 4, daarop sê Paulus, Johannes het mense gedoop as hulle bekeer het, maar hy het vir die volk gesê dat hulle in die een moet glo wat na hom kom. Dit is Jesus. So ons weet, Johannes was net iemand wat die pad gelyk gemaak het en reg gemaak het vir Jesus om te kom. Toe hulle dit hoor, het hulle in die naam van die Here Jesus laat doop. So duidelik, hier is nou 'n ander doop. Hier is 'n doop wat nou gekom het, wat in die naam van Jesus moet plaasvind. Nie die doop van Johannes, van bekering, net terugdraai na God. Hier was 'n doop wat in die naam van Jesus moes plaasgevind het. Paulus het hulle ook die hande opgelê, en toe het hulle die Heilige Gees het op hulle gekom, en hulle het ongewone tale en klanke gebruik, en hulle het geprofeteer. Hulle was altesaam omtrent 12. Paulus het 3 maande lank met vrymoedigheid in die sinagoge geredeneer oor die koninkryk van God, en die mense daarvan probeer oortuig. Maar party was koppig en wou hulle nie laat oortuig nie. Hulle het in openbaar die leer van die Here belaglik gemaak. Hierso sien ons. Hier sien ons die teendruk van die koninkryk van duisternis. Maak die verkondiging van die evangelie, die waarheid van God se woord, maak dit af as belaglik. Dit is die belaglike goed waarin jy glo. Gaan teen die kultuur van die dag in. Dit het maar party het wat hulle koppe gehou en dit belaglik probeer maak. Toe het Paulus hulle verlaat en die gelowiges afsonderlik geneem en daagliks in die saal van Tyrannus besprekings gehou. Dit het 2 jaar lank so aangehou, sodat al die inwoners van die provinsie Asië, Jode sowel as Grieke, die woord van die Here gehoor het. So hy het hulle toegerus, hy het hulle geleer en hy het hulle gedisipel. Hierdie mense wat ook tot bekering gekom het. God het deur Paulus wonderbaarlike dinge gedoen. Selfs doeke en voorskote wat aan sy lyf geraak het, is op siekes gesit en dan is die siektes verdwyn. En die bose geeste het uit hulle uitgegaan. Dit is amazing. Selfs die klere wat hy aangehad het. Party Jode wat rondgegaan het bose geeste om bose geeste te besweer, het dit ook gewaag om die naam van die Here Jesus daarvoor te gebruik. Hulle het gesê, ek besweer julle in die naam van Jesus, wat deur Paulus verkondig word. Dit was die 7 seuns van 'n Joodse priesterhoof Skewa wat dit gedoen het. Maar een van die bose geeste het vir hulle gesê, Jesus ken ek, en van Paulus weet ek, maar julle, wie's julle? Die man met die bose gees spring toe onder hulle in en oorweldig hulle. Hy was te sterk vir hulle, sodat hulle kaal en stikkend geslaan uit daardie huis gevlug het. Al die Jode en Grieke wat in Efese gewoon het daarvan te hore gekom. Vrees het hulle almal oorval, en die naam van die Here Jesus is geprys. Baie van die mense het gelowig geword, en ook gekom om hulle towerpraktyke openlik te bely en bekend te maak. Heel party van die mense wat toorkunste beoefen het hulle boeke gebring en voor almal verbrand. Hulle het die waarde daarvan bereken en gevind dat dit 50.000 silwer muntstukke werd was. So het die woord van die Here sy krag getoon en al hoe verder versprei. So hierso sien ons die konflik weer tussen lig en duisternis en die magsvertoon van die lig in die koninkryk van God. So my tema vanoggend is, Jesus ken ek, van Paulus weet ek, maar wie's julle? Wie's julle? En dis nou die bose gees wat hierdie gesê het, wat hierdie vraag gevra het. So kom ons kyk 'n bietjie wat gebeur in hierdie gedeelte. Wat aanloop tot hierdie vraag. Ek het vir julle gesê daarso in vers 2 was daar 'n belangrike vraag wat na vore gekom het. Toe Paulus daarso in Efese gekom het.
en hy vir die gelowiges gevra het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het? Hoekom is hierdie so 'n belangrike vraag? Geweldige belangrike vraag. Het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het? Die rede hoekom hierdie so 'n geweldige belangrike vraag is dit staan sentraal tot die identiteit van die gelowige, tot my en jou identiteit in Christus. Hierdie vraag is baie geweldig belangrik vir ons vandag ook. Het jy die Heilige Gees ontvang toe jy geglo het? Dis nie net belangrik om te sê ek weet van Jesus en ek glo in hom. Ek is ergens by 'n kerk nie. Ek is deel van een of ander kultuurgroepie nie. Ongelukkig het 'n groot deel van die krag van die evangelie verlore gegaan in die Afrikaanse kultuur in Suid-Afrika, waar godsdiens 'n groot rol begin speel het en verhouding met God by die deur uitgegaan het. Ons is deel van hierdie kultuurgroep en ek glo in Jesus. Maar het jy die Heilige Gees ontvang toe jy geglo het? En Paulus vra hierdie vraag, omdat hy weet, dit staan sentraal tot die identiteit en die redding van die gelowige. En die krag van die gelowige. Jy sien, toe God die mens geskep het, Genesis 2 vers 7, toe hy vir Adam geskep het en hom hy gevorm het uit die stof van die aarde, wat het hy gedoen? Hy het geblaas in Adam in. En Adam het lewend geword. Adam is gebore in daai oomblik. Belangrik konsep, né? Adam is gebore in daai oomblik, toe God ruach, gees in hom ingeblaas het. Gees, Heilige Gees, die Gees van God het in Adam gekom en Adam is gebore. Maar God het vir Adam en vir Eva gesê, as julle van hierdie boom eet in hierdie tuin, as sonde deel raak van julle lewe, as julle die sonde toelaat om 'n plek te kry, houvas te kry in julle lewe, die sonde gaan dood bring. En geestelike dood het tot Adam gekom. So wat sê Jesus toe hy met Nikodemus daarso in Johannes 3 vers 3 gesels? Hy sê, as jy nie wedergebore word, kan jy nie in die koninkryk van God inkom nie. As jy nie wedergebore word nie, sal jy nie die koninkryk van God sien nie. Ek kan gou vinnig daai teksgedeelte wil ek net gou vir julle lees in Johannes 3 vers 3. Dit verseker ek jou, as iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. En dan begin Jesus met Nikodemus praat oor wedergeboorte en hy praat oor die Heilige Gees. En hy openbaar aan hom dat die Gees van God bring wedergeboorte in iemand. Jy word nie wedergebore deur deel van 'n groepie te word nie, 'n kultuurgroep of 'n organisasie nie. Nee, jy word wedergebore deur die Heilige Gees wat in jou en op jou kom. Dis hoekom Paulus die vraag vra, maar het julle die Heilige Gees ontvang? Want wat was die probleem? Hulle het geglo in Jesus, hulle het gehoor die boodskap van Jesus, maar hulle het nog nie die Heilige Gees ontvang nie. So hulle het nie waarlike bekering en oorgawe aan God en ontvangs van sy identiteit en wedergebore het hulle nog nie beleef en ontvang nie. Dis hoekom dit so 'n geweldige belangrike vraag is wat gevra het. Jy kan net neerskryf daar Romeine 5 vanaf vers 15, gaan lees dit by die huis. My tyd is so effens beperk vanoggend, so daarom wil ek net vir julle dit belangrik hierso sê. In Romeine 5 is Paulus besig om te praat oor ons is gebore in Adam en ons is deel van Adam. Ons het die sonde het op ons ook gekom as gevolg van wat Adam gedoen het en ons is geestelik dood gewees. Maar hy sê, in Christus is daar soveel meer bereik. Wat Adam gedoen het en wat gebeur het daar nie met die mensdom was sleg, maar moenie bekommerd wees nie. Wat met Christus, wat hy kom doen het en vir my en jou gebring het, is ver groter as die fout wat Adam gemaak het.
Ons is doodgebore in Adam, maar ons is wedergebore in Christus. Dis waaroor Romeine 5 gaan, die groot genade van God, wat hy aan ons kom bewys het. En dan sê Galasiërs 4 vers 6 vir ons die volgende, skryf dit ook neer. Hy sê, wanneer die Gees van God in jou en op jou kom, en jou identiteit verander, jy word uit die dood uit opgewek geestelik, dan kan jy sê Abba, wat beteken Vader. Jy word deel van die familie van God. Jy word gebore in die familie van God, wanneer jy wedergebore word. Ou Testament, is jy gebore, natuurlike geboorte, in die volk van God in. Israel. Sê, daai verbond het tot 'n einde gekom. Nou word ons wedergebore in die familie van God in. Daarom vra Paulus die vraag, het julle die Heilige Gees ontvang? Ons kan nie verder gaan as julle nog nie die Heilige Gees ontvang het nie. En toe word hulle gedoop, want hulle word gedoop in die sterwe van Christus en hulle word een met hom in sy opstanding. En die Heilige Gees kom op hulle. En hulle begin profeteer. En hulle begin in tale praat. En hulle ontvang die gawes van die Gees, die toerusting van die Gees. En hulle word seuns en dogters van die Allerhoogste God in die familie van God. En sê Paulus, right, nou kan ek verder met julle werk. Nou kan ek julle begin toerus. Nou kan ek julle begin leer uit die skrif. Ek kan julle begin toerus om die evangelie te bring aan ander mense. Kom ek leer vir julle van die profeet Jesaja. Kom ek wys vir julle waar dit geprofeteer is, van dat die Messias moet kom, dat hy sou sterf, dat hy sy lewe sou moes neerlê. Gaan oortuig die Jode daar buitekant. Gaan bring die evangelie aan die Grieke ook. Gaan vertel vir hulle van die ware God, want weet julle wat, 'n klomp van hulle is besig met toordery en afgodery en bose geeste en goed, en toe die krag van die evangelie geopenbaar, kom bring hulle al hulle toorboeke en goed, en hulle, jy kan nou dink in Afrika hoe dit dan ook lyk, né? Dollosse en allerhande gemors wat hulle bring, en bandjies en skulpies en allerhande goed, en bose geeste, en daai goed word verbrand. Die krag van die evangelie, wat die duisternis verdryf. Vers 8. Paulus het 3 maande lank met vrymoedigheid, boldness, in die sinagoge geredeneer. Jy sien, Paulus het in Romeine 1 vers 16 ook gesê, I am not ashamed of the gospel, because it's the power of God to everyone who believes. Hy het geglo en geweet dat die krag van redding om mense te red van die dood af na die lewe toe lê in die evangelie. En hy het met vrymoedigheid dit verkondig. En daar was baie wat hom verwerp het. Moenie 'n fout maak nie. As jy vir Jesus staan en vir die waarheid staan, gaan mense dit of ontvang of al gaan mense wees wat vir jou vloek en wegjaag. Moenie 'n fout maak nie. So dit is, wanneer jy waarlik leef vir die waarheid, moet jy verwag dat daar mense sal wees wat niks met jou te doen sal wil hê nie. En soos in met Charlie Kirk se geval, mense wat jou self sal wil doodmaak. Want hulle het vir Paulus doodgemaak. Hulle het vir Stefanus doodgemaak. Hierdie is nie om populêr te wees wanneer jy Jesus volg nie. En toe die mense daarvan te hore kom, onthou die Jode het ook geweet dat daar bose geeste was. Hulle het ook priesters gehad wat bose geeste besweer en alle goed. Hulle het geglo in die geestelike riem, baie bewus gewees van die geestelike riem. En toe het hierdie 7 seuns van Skewa gedink, kom ons probeer dit ook, kom ons maak 'n naam vir onsself. Kom ons probeer dit doen wat Paulus doen. Onthou Paulus, wat ek nou gelees het ook, selfs die klere wat aan sy voorskoot wat hy aangehad het wanneer hy dit gewerk het, van sy goed het hulle op mense gesit en
die salwing en die teenwoordigheid van God op Paulus se lewe het gemaak dat hy mense bevry is. En die naam van Jesus, nie die naam van Paulus nie, die naam van Jesus het oral oorgegaan, want daar's krag in die naam van Jesus. En hierdie 7 seuns van Skewa het gedink, kom ons probeer ook hierdie naam. En hulle daar so in 'n huis ingegaan waar daar iemand is wat 'n bose gees gehad het en hulle het gesê, in die naam van hierdie Jesus waarvan Paulus preek. En hierdie bose gees praat terug. En hy sê, oh, Jesus weet ek weet wie Jesus is. En van Paulus het ek ook al gehoor, maar julle, wie's julle? Jy sien, die bose gees het in die gees kon hy identifiseer dat hierdie is nie kinders van God nie. Hulle is nie wedergebore nie. They do not have the Holy Spirit. They are not born again by the Holy Spirit. They are not sons and daughters of the Most High God. Ek weet wie Jesus is. Ek weet wie Paulus is, maar wie is julle? En hy het vir hulle 'n pak slaag gegee afnout. Selfs hulle klere was geskeur geweest toe hulle uit daai huis uitgaan. Jy sien, die naam van Jesus is nie 'n towerwoord wat jy kan gebruik net nie. 'n Towerwoord wat jy net sê en dink iets gaan gebeur nie. Die naam van Jesus vloei uit 'n intieme verhouding met God, jou Vader. Jesus ken ek. Jy weet daai woordjie ken is die Griekse woord ginosko. Ek het al hieroor gepreek. En dit is dieselfde woord wat Jesus gebruik in Matteus 7 vers 21, sê hy, nie almal wat vir my sê, Here, Here, gaan in die koninkryk van God ingaan nie. Skryf Matteus 7 vers 21 neer, gaan lees daar. Nie almal wat vir my sê, Here, Here, gaan in die koninkryk van God ingaan nie, maar alleen hy wat die wil van my Vader doen wat in die hemel is. Hy sê, baie sal daardie dae na my toe kom en sê, Here, het ons nie in die naam gepreek, in die naam bose geeste probeer uitdryf, in die naam probeer wonders doen nie? Dan sê hy, gaan weg van my af, ek het julle nooit geken nie. Ek het julle nie geginosko nie. Vir Jesus ken ek. Van Paulus weet ek, maar wie is julle? Gaan weg van my af, ek het julle nooit geken nie. En is dieselfde woord wat gebruik word na Maria swanger geword het deur die Heilige Gees. En dit sê, terwyl sy swanger was met die Heilige Gees, jy kan gaan lees in die New King James, in Matteus 1 vers 25, staan daar, and in that time Joseph did not know her. Beteken hy het nie geslagsgemeenskap met haar gehad nie. Hy was nie intiem met haar gewees nie. Hy het nie intimiteit met haar gehad nie. Vir Jesus ken ek, van Paulus weet ek, maar wie is julle? Nie almal wat vir my sê, Here, Here, gaan in die koninkryk van God ingaan nie, maar alleen hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Baie sal daardie dae na my toe kom en sê, Here, het ons nie in die naam gepreek nie, het ons nie jou naam gebruik en op ons lippe geneem nie. Daar's baie wat die naam van Jesus op hulle lippe neem, wat dit selfs verkondig in kerke, maar hulle is nie wedergebore nie. Het julle al die Heilige Gees ontvang? Have you been born again by the Holy Spirit? Die naam van Jesus is nie 'n towerwoord nie. So my vraag waarmee ek julle ook vanoggend los, wie is hy vir jou in jou lewe? Wie is hy? En my volgende vraag is, wie is jy? Is jy 'n seun en 'n dogter van die Allerhoogste God, wat die krag van die Heilige Gees in jou lewe beleef het, deurdat jy wedergebore is, dat wanneer jy die naam van Jesus op jou lippe neem,
dan gebeur daar goed. En jy het geloof wanneer jy die naam van Jesus gebruik. Wie is hy? En wie is jy? Kom ek bid vir ons. Here Jesus, dankie dat u woord lewend en kragtig is, ook vir ons vanoggend. En dat u met ons praat. Here, ek bid vir elkeen hier. Wat dalk wonder vanoggend, maar wie is ek? Is ek ook maar net soos hy 7 seuns van skewe wat so nou en dan die naam van Jesus op my lippe neem en dit sê, maar as ek met regtig gevra word, ken jy my? As die Vader vir jou vanoggend moet vra, ken jy my? Here, ek wil bid vir elkeen vanoggend. Kom Heilige Gees en kom vul ons met die teenwoordigheid. Net daar waar jy sit, maak jou hart oop. En as jy vanoggend moet sê, Here, ek wil u ginosko, ek wil u intiem ken, ek wil in verhouding met u staan, ek wil die krag van die Heilige Gees beleef. Dan sê vir hom, Vader, stuur u Gees. Jesus, kom doop my met die Heilige Gees vanoggend. Here, kom beweeg met u teenwoordigheid nou in ons midde en kom vul ons met u Heilige Gees. Dat ons soos Paulus die duisternis sien vlug. Dat ons soos Paulus sien hoe die mag van die bose gebreek word. Want ons ken die een wat in ons woon, deur sy Gees. Jesus. Ons ken u Jesus. U is die rede hoekom ek hier staan. U het my lewe verander. Ek sal nooit weer dieselfde wees nie. En ek sal nooit stil bly oor wie u is nie, Here. En net soos Paulus boldness gehad het, bid ek nou vir hierdie vrymoedigheid, hierdie boldness, om op elke een te kom, te sê, ek sal nie soeg oor wie Jesus is in my lewe nie. Bekragtig ons nou, Here, met hierdie vrymoedigheid, in die naam van Jesus, in die naam van Jesus, op elke een van julle. Dankie Heilige Gees, dat u 'n werk doen, wat ons nie met mense oë nou sien nie. U doen dit in die Gees oor ons lewens. En Here, wanneer die bose geeste met ons in aanraking kom, as ons sê, vir Jesus ken ek, en vir Hansa ken ek ook, en ek sal nou maar gaan. Vir Jesus ken ek, en vir Adrian ken ek ook, ek sal maar gaan. Vir Andries ken ek ook, ek sal maar gaan. Vir Marlene ken ek ook, ek sal maar gaan. Vir Martin ken ek ook, ek sal maar gaan. Vir Philip ken ek ook, ek sal maar gaan. Want die Heilige Gees is in ons en op ons. Amen. Mag julle 'n geseënde Sondag verder hê. Sien julle volgende Sondag weer terug in die saal.